Dan sê julle, welkom by Vader Jahwe se 4de fees. Kan jy dit glo? Ons is al by die 4de fees. Volgende een is lekker. Trompette wat vir ons wag. Ja, ek kan nie wag daarvoor nie. Ja. So Shavuot. Net soos Joshua die vorige 3 feeste al vervul het, so gaan hierdie groot vervulling is vervul. En mag dit vervul bly heeltyd. Mag dit nog meer vervul word. Mag die Ruach heeltyd uitgestort word. Dit is nie gestop nie. Daar waar dit uit die bowe trek waar hulle gebid het en hulle het gewag vir hierdie fees. En het gebid op daai dag en daai oggend, toe kom die Ruach en hy vul al julle vertrek. En so bid ek, my gebed vanaand is dat elke boeta en sissa wat hier so sit vanaand, mag wat daai hartsbegeerte het om 'n roeping uit te lewe, mag Vader Jahwe vir julle seën met 'n gawe. Mag daai vuur julle raak vanaand. En dit het gebeur, jare en jare terug het dit gebeur. Hulle het gewag en hulle het gebid vir 10 dae. Kan jy dink hoe voel dit om vir 10 dae te bid, saam met 120 ander mense in 'n bovertrek en wag vir die belofte. En so gaan ons nog steeds, ons bly wag vir daai belofte. Want Joshua sê hy kom weer om ons te kom haal. En dis hierdie tydperk tussen Shavuot en fees van trompette. Dit is 'n belofte van wag, daar kom iets groots vir julle. En die volgende een is 'n fees van trompette, gaan ons weer wag. Hoe mooi gaan dit nie wees nie. Dag as dit gebeur. So ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor die fees, is belangrik om woord te lees oor die fees en hoe dit presies vervul is op die uur. So ons gaan 'n bietjie woestyn toe gaan en bietjie by Berg Sinaï wees en dan gaan ons Jerusalem toe gaan. Ons almal weet dat Israel uit Egipte verlos is deur die bloed van die lam wat teen die deurkusyn gesmeer is. Die perfekte lam, die Pesach lam, Joshua. En ek lees nou reg Psalm 51 waar Vader sê, soos daai hyssop, die bloed van die lam teen die deurkusyne gesmeer is, so sal Vader Jahwe ons reinig weer met die hyssop en skoonmaak so wit so sneeu. Is dit nie so mooi nie? Daai skoonmaak, daai reiniging en nog steeds kom reinig hy ons gaan nou daarvan praat. So dit was Jahwe se Pesach en wat later vervul is deur Joshua. Van daar af sê Farao hulle moet gaan en so gebeur die journey wat hulle het uit Egipte uit tot by Berg Sinaï. Hulle gaan deur die Rooi See en eindig presies 50 dae na Pesach by Berg Sinaï, die 50. En dis waar Moses vir Vader se wet kry. Sy wet, sy insientinge en sy verordeninge. Dis nie net die 10 gebooie wat hy kry op Berg Sinaï nie. Die eerste 5 boeke van die woord word gegee op Berg Sinaï. So onthou daai tyd was daar nog nie 'n Nuwe Testament gewees nie. So kom ons lees. Eksodus 19 vers 18. Want die hele Berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. En die hele berg het vreeslik gebewe. Kan jy net indink hoe daai dag was? Met die vuur en daai aardbewing en 'n stem, en dis waar Vader Jahwe ook die ramshoring die eerste keer geblaas het. Was daar so gewees. As ons wonder oor hoe die fees van trompette, baie keer dink ons, dit is nog nie vervul nie, Joshua het nog nie kom vervul nie. Maar Vader het al gedoen. Hy het die trompet geblaas op Berg Sinaï. So Jahwe vul daai hele berg met 'n wolk van vuur en rook. So net om te dink, wie was die vuur op die berg? Ons weet dat Joshua was daar gewees. Hy is heeltyd, hy is oral ek het vanoggend over gepraat, hy is die engel wat oral verskyn. Selfs in Daniël wat hy beskryf hierdie engel wat presies Openbaring 1 waar Joshua se voorkoms beskryf word. In die tuin van Eden, hy was aan die begin, was die woord daar gewees, Johannes 1. By waar Abraham bietjie moes gaan eet het, was die engel weer, hy sê die Here was daar gewees. So Joshua was saam op die berg gewees. Vader Jahwe was daar gewees. Nou hulle is een. Joshua sê ek is my Vader is in my. Was die vuur dalk nie die Ruach HaKodesh
wat ook daar was op die berg. En terwyl Jahwe met Moses praat en sy Torah deel, vir 40 dae en 40 nagte, begin Israel bietjie in 'n paniek gaan. Kan jy myself dink? Moses is weg, vir 40 dae en 40 nagte. Hulle tussenganger, wat Vader se stem gehoor het, is weg. En men is rook en is vuur. Ek dink hulle het gedink, wel, hy dalk gebrand, of iets het gebeur met hom, hy's weg. Hy kom nie terug nie. As ek vir my vrou vanaand sê, ek gaan nou 'n bietjie weg, net bietjie gaan, en ek bly vir 40 dae weg, gaan sy gaan begin worry. Dis normaal, dis menslik. So nou moet julle weet, dat Israel was so 430 jaar, het hulle in Goshen gebly, en hulle het die maniere aangeleer van die Egiptenare. Ek meen, hulle het, die Egiptenare, hulle het letterlik deur enige, ek het vanoggend al van gepraat, deur enige afbeeld, was hulle tussenganger gewees vir hulle God. So hulle het gebid vir daai beeld. Dit is basies vandag soos die Hindus. Ek meen die Hindus, hulle het 'n beeldjie vir elke ding. Dis 'n afgod, maar hulle bid vir daai beeldjie en dit is tot 'n god. Verstaan? So dis 'n tussenganger. So dis hoekom Vader Jahwe in Eksodus 12 sê, los die dinge van Egipte, hier's nou my kalender. Hy raai hulle aan, los dit asseblief. Voordat julle uitgaan, voor die 10 plaag gebeur, kry Moses die instruksies, sê vir hulle, los nou hierdie Egiptiese kalenders en allerlei dinge. Kom nou uit, Vader wag vir julle, dat julle hom kom worship in die woestyn. Het hulle dit gelos? Ek dink hulle wou, maar het hulle nie. Want hulle nog steeds, Moses is weg, en hierso kom maak hulle 'n tussenganger. 50 dae later kry hulle die reëls op Berg Sinaï. Vader was besig om vir hom sy hele huwelikskontrak te gee. Moses is besig om te luister. En hier kom bou hulle 'n goue kalf, 'n afgodsbeeld. Of soos wie ook nog vandag. Baie mense praat deur Maria. Hulle bid deur Maria. Dis 'n tussenganger. So Moses is weg, daar's 'n situasie, dis 40 dae wat hulle weg is. En hulle raak bang. Want hulle kry nie Vader se woord. Hulle kry niks verder nie. Moses het hulle nou al die beloftes gegee. Ek dink hulle het nie nou gevoel. En hulle bou hierdie goue kalf. Goue kalf bou hulle om as 'n tussenganger op te tree. En op die einde van die dag, toe Moses afkom en hy sien hierdie hele storie, toe sterf daar mense. Die vraag is, het Moses vir hulle 'n keuse gegee voordat hulle gesterf het? Hy het hulle 'n keuse gegee. Dis wat so amazing is. Daar's heeltyd in die woord is daar keuses. Eksodus 32 vers 26 praat van. Het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom na my toe. Hy het ek sien altyd soos hy 'n lyn gaan trek. En gesê, die wat vir Vader Jahwe is, kom. Die wat nou hierdie goue kalf wil aanbid, bly daar so om by die goue kalf. Toe het al die seuns van Levi by hom versamel. En hy het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, dat elkeen sy swaard omgord aan sy heup, gaan heen en weer van poort tot poort in die laar, en laat elkeen sy broer, en elkeen sy vriend, en elkeen sy naaste doodmaak. Daai was hard gewees. Ja, hulle het gekies vir Moses. Hulle bly lewe. Maar ek dink, dit was so erg gewees soos om dood te gaan. Jou vriende dood te gaan maak. Jou familie dood te maak. En dit so erg Abba is oor een afgod vir 40 dae. Hoe kan jy net dink hoe voel Vader Jahwe as ons 'n tussenganger het tussen hom en ons? Want het ons tussengangers? Het ons dalk ook 'n goue kalf in ons lewe? Wat staan tussen jou en Vader Jahwe? Wat is jou tussenganger? Wat is jou afgod? Wat is belangriker vir jou as Vader? Vader sê jy moet hom nader elke dag. Hoor gou hierdie stuk. Jy moet hom tot hom nader. Nie via iets nie, jy moet hom nader. Reguit, Yeshua die prys betaal. Ons kan face to face Elpanien, ons kan
by hom nader elke dag. Hy sê soos hy gesê het in Egipte, hy kan nie wag vir die volk om hom. Hy staan daar, kom ek wil kom worship my. So wag hy elke dag vir ons, maar ons het self 'n tussenganger wat keer dat ons nie by hom uitkom nie. En dit was 'n goue kalf was. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 1. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Hoorgie, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig. En julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Omdat julle nie nader nie, omdat julle tussenganger het. Julle het nie omrede julle nie bid nie. Julle bid en ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê hy God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En dan sê vers 7, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle vlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer julle harte julle dubbelhartiges. Weer klaag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Dis nie net van nader en ek nader tot my en ek sal tot julle nader nie. Weerstaan die duiwel en hy sal vlug. Nee, daar's iets wat voor dit is. Dit is die woord, die Griekse woord, die van onderwerp. Voordat jy kan nader, voordat jy kan weerstaan, is daar iets wat jy moet doen, en dis onderwerp. Nou die Grieks is hypatasso. En dit beteken, en dink nou jouself, dit is wat jy moet doen voordat jy Vader Jahwe nader. Right? Dis belangrik. Dis hoekom hy sê, gaan maak eers reg voor 'n ander, as jy iets het teen 'n ander broer, as jy strynsvaar het, gaan maak reg. Voordat jy kom, as jy las het, moenie na die Sabbat inkom as jy las het. Moenie. Kom skoon, daai rein vuur wat jy hom nader mee. Okay? Hoor gou wat sê die woord hypatasso. Hypatasso. Dit beteken om jouself te organiseer. Voor die Vader Jahwe nader, kan jy nie ongeorganiseerd hom wil nader nie. Om te onderwerp, om te gehoorsaam. Dit is onderwerp. Om hom te gehoorsaam. En dan weerstaan die vyand. En dan kom jy nader. Die gehoorsaamheid. Dit is die belangrikste ene van daai hele stuk. Voordat jy wil nader, wees gehoorsaam aan Vader Jahwe en raak georganiseer. Is jy nog 'n vriend van die wêreld? Want hoe gaan jy dan jouself onderwerp? As jy 'n vriend van die wêreld is. En ons is almal skuldig. Mag Vader ons wys, dit 'n roeg wys of daar iets is wat tussen hom en ons staan. Dalk jou foon, dalk jou werk, dalk wat is jou goue kalf? Die tussengange. Wat maak jou gemaklik in die lewe? Wat jy na toe kan hardloop? Is dit jou besittings? Is dit jou sekuriteit? Is dit jou wat ook al jy het? Waarop jy staat maak in plaas van om staat te maak in Vader Jahwe en op hom te wag en hom te nader. Wat is jou goue kalf? Mag Abba ons wys? Want die mense moes sterf daai dag. So Abba Vader het vir Moses op die berg ook gesê dat hulle die generasies die feeste moet doen. So kom ons lees oor Abba se 4de fees. Shavuot, Pentakos, Levitikus 23 vers 15 praat daarvan. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af, as julle die beweegoffergerf bring, 7 volle weke moet dit wees. 7 weke het eintlik vir my lank gevoel.
van Pesach af. Kan nie glo dit is 50 dae nie. Plus 'n Sabbat. So tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Julle moet uit jul woonplekke 2 beweegbrode bring. Dis ook vanaand al hierdie brode, dankie Sissa. Ons moet dit beweeg vanaand. Beweegbrode bring. Ander woorde, met suurdeeg. Dis baie belangrik. Onthou na Pesach was daar unleaven wat glad nie suurdeeg, glad nie suurdeeg ingegaan, unleaven, alright, ingegaan het nie. Vanaand, hier sê Vader, nou kan julle bring beweegbrode met suurdeeg, bring net die brode, okay? Dit moet van 2/10 van efameel wees, gesuurd moet dit gebak word. Was nog 'n instruksie, hierdie kan nou gesuurd wees. Okay? As eerstelinge nog steeds visvroei, dis 'n visvroei waai nadat jy die brood gebak het. Dis soos 'n visvroei weer wat jy vir Abba bring aan die Here. Jy moet ook by die brood 7 jaar oud, beteken voluit lammer sonder gebrek. Nou ons het die vleis al buitekant. En 1 jong bul en 2 ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort as vuuroffer van lieflike geur aan Vader Jahweh. En julle moet ook bokram en sondeoffer berei, ook 2 jaar oud lamms as 'n drankoffer. Dankie Yeshua, hy het gesterf dat ons nie meer te doen nie. Die offers. Ons kan steeds die brode bring. En die priester moet hulle saam met die eersteling brood as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, saam met die 2 lammers, dan die moet aan die Here heilig wees ten voordele van die priester. Julle moet op daardie selfde dag uitroep, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Dit is 'n ewige instelling. In al julle woonplekke vir julle geslagte. Kan ek dit so sê? Want Vader is Jahweh Olam, hy is vir ewig. As hy sê ewig is ewig, ek kan dit nie indien dat dit onewig raak op 'n stadium nie. Dis ewig instelling, môre is 'n Sabbat. Môre mag jy nie werk nie. En as jy die opbrengs van die land oes, moet jy by die kant van jou land, as jy oes, nie heeltemal afoes en die are wat val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here, julle God. Kan jy sien, hierdie hele fees gaan oor dankbaarheid. Dis dankbaarheid. 50 dae moes hulle hier omer tel elke dag. Nou wat beteken omer? Dit beteken net genoeg. Dis voorsiening wat jy by Abba Vader kry, wat net genoeg is vir hom, wat hy vir jou gee. So 50 dae lank, nadat hulle die visvroet het, hulle die eersteling van gerf gewaai vir Vader Jahweh, hulle die eerste stukkie van die oes, die barley gegee vir Vader, om hom dankie te sê. Toe kom die ongesuurde tydperk in vir 7 dae lank, en toe sê Vader, nou moet julle die omer tel vir 50 dae, die wat afmeet elke dag. En aan die einde kom hulle en hulle sê dankie vir Vader Jahweh, hier is ons die brode nou. Hulle kom sê vir hom weer dankie en beweeg het voor hom en dis vir hom 'n lieflike geur. Beteken ons moet nog lammetjies slag? Nee, Yeshua is die perfekte lam. Hy het klaar die offers vir ons kom betaal, dat ons nie meer hoef lammetjies te slag nie en ons in elk geval nie tempel. Maar kan ons brode bak? Ja. Hoe kan ons brood bak? Kan ons vir Abba dankie sê vir die oes? Maak nie saak of jy nou 'n boer is wat brood het nie, of wat jy ook al doen nie. Sê vir Abba, dankie vir vanaand en môre. Dankie vir alles wat hy vir jou doen. En kom waai dit vir hom. Môre moet jy jive en dankbaar wees vir wat hy doen vir jou. Dankie vir jou skuur wat vol is en gaan vol bly. Dis 'n aksie. Jou visvroet wat jy gee, sê die heel eerste gegee het, sê jy dankie Abba vir nog 'n jaar se voorsiening. Hier's my visvroet uit geloof uit. Maar hier 50 dae na dit kom sê jy, "Jesus Abba, nog steeds dankie." En ek glo en vertrou vir die volgende jaar se voorsiening. Dis geloof daai. Dis geloof. En wat het ons vanoggend gelees? Openbaring 21, dat geloof is baie belangrik. Want jy sal nie die koninkryk kan ingaan
as jy nie geloof het. Openbaring 21. En as jy vrees, wat doen die vyand? Kyk na die wêreld, kyk na die omstandighede, kyk na die ekonomie, kyk na die dieselprys, kyk na dit, kyk na dat. Vrees asseblief, vrees. Moenie geloof hê in Vader Jahwe nie. Want hoekom? Want jy doen dit nie reg nie. As jy jou first fruit gegee het en jy kom waai vanaand voor Abba Vader met jou, wat jy ook al het, sê vir hom dankie. Wat dan verder? Dan doen jy mos wat Abba sê. So, hulle het die barley oes gesny en voor Vader Jahwe gewaai. Dis wat hulle gedoen het. Hulle was bly geweest. Ek kan nie dink, kan jy net dink daai brode, hoe baie brode moes daar gewees het? Dat hulle gewaai het voor Vader Jahwe en gesê dankie. Is dit nie 'n prent van hierdie gesuurde brode wat hulle nou maak van ons geestelik, van waar jy die ongesuurde brode, die lewende uit jou lewe uitkom haal het? Yeshua het gesterwe vir jou en jy's vergewe deur sy bloed, het jy kom skoon was en dan jy hierdie unleaven, hierdie sonde, want 1 Korintiërs 5 praat van hierdie leaven wat sonde verteenwoordig, hierdie suurdeeg, het jy kom uit jou lewe kom uithaal en dan kom jy en jy moet 'n brood bak met leaven in. Beteken dit nie dat die sondes is nou klaar. Die vergifnis is gedoen, nou kan jy brood eet. Dis nou klaar. Die sondes is nou uit jou lewe uit. Dis nou klaar, kom gee vir my brode. Want dis wat die tydperk as gewees van ondersoek of daar suurdeeg is en afmeet elke dag vir die brood. Hier kom die perfekte broodjie op einde van die dag. So hoe moes hulle dankie sê? Deuteronomium 16 vers 10. Dan moet jy die fees van die weke hou vir die Here jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee na mate die Here jou God jou sal sien. Dis wat jy moes doen. So wat is jou vrywillige offer vandag? Mag Ruach HaKodesh jou wys. Hulle moes 'n vrywillige offer gegee het. Wat gaan jy gee hierdie jaar? Wat gaan jy van jouself gee? Nie geld nie, Abba besit geld. Hy besit alles. Geld, dit is goed om geld te gee en ons is dankbaar. Het is goed om jou 10de te gee. 'n 10de is die minste. 'n 10de is net die begin. Wat van 20%, 30%, 40%? 10de is die entry. Mense dink 'n 10de is genoeg. Nee, 10de is net die begin. Dis die minimum wat Vader vir jou gee. Maar soek Vader Jahwe nie jou hart hierdie jaar nie. Soek nie jou hande nie, soek nie jouself. Ja, hy is dankbaar vir geld. Geld, dit is 'n manier om te gee, maar gee iets van jou vir Vader Jahwe hierdie jaar. Jou roeping, om aan die hande te wees, om die voete te wees. Dis hoekom die liggaam is die hande, die voete, die kop, die arms. Dis nie die beursie wat in die sak is nie. Want verstaan my asseblief nie verkeerd. Dis belangrik om iets vir Vader Jahwe te gee. Soos jou meer wat hulle afgetel het vir Vader. I count your blessings elke dag. Dan in die 50ste dag was dit fees gewees. Maar so kom ons gemaak gou 'n opsomming van alles wat gebeur het. So, van die begin af. Israel word uit Egipte gered deur die bloed van die lam. Hulle kom 50 dae na die tyd by Berg Sinaï aan. Abba gee die wet, ook die insettinge en verordeninge. Hulle kom in die beloofde land, na die tydperk in die woestyn 40 jaar, kom in die beloofde land, hulle begin plant in die winter. Alright. Met begin van die nuwe jaar, die maand Aviv, kry hulle, wanneer die oes reg is, die eerste oes wat hulle kry, wat in die beloofde land is, gewoonlik hierdie tydperk, weet ons, Maart, April gewees, dis die 14 Aviv, met Pesach, kom hulle en hulle sny die barley af en hulle baar dit vir Vader Jahwe. Volgende dag vier hulle die fees van ongesuurde brode vir 7 dae, wat hulle geen ongesuurde brood eet nie. En die dag daarna, die Sabbat, tel hulle 50 dae vir die meer wat hulle moet tel om dankie te sê vir die oes. Kom ons kyk gou hoe Yeshua hierdie hele storie kom vervul. Presies op die uur, die 14de Aviv, kom Yeshua op Pesach en hy vervul dit. Hy is die perfekte lam wat geoffer is. Eerste fees vervul. Yeshua word in die graf gesit en kom vervul die first fruits met sy opstanding, die tweede fees wat vervul word. Right? Dan kom hy en Yeshua staan op
uit die dood en vervul die fees van ongesuurde brode deur ons sondes wat suurdeeg verteenwoordig te kom uithaal deur sy bloed, die derde fees. Na sy opstanding sê hy vir sy disippels om vir 40 dae te gaan wag in die bokamer en hy word opgevaar hemel toe. 40 dae, na 40 dae gaan hy op om vir ons huis te gaan voor te berei by Vader Jahweh. Presies 10 dae later, wat die disippels wag in die bovertrek, word Ruach HaKodesh, Heilige Gees, uitgestort en 3000 mense ontvang die Ruach. 3000 mense. Berg Sinai, Penta 50, Berg Sinai 3000 mense sterf. Yeshua word opgestaan, presies 50 dae uitstorting van Ruach HaKodesh. Altyd plekke was daar 4, altyd plekke 3000 mense dood, 3000 mense ontvang die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Al 4 feeste vervul. Dis nie mooi nie. Presies op die uur. So dink jy dan die fees van trompette gaan dan ook dan presies vervul moet word nie? Ja, as jy sien hoe die ander 4 vervul is op die uur. Kan nie wag af. So 50 Penta. Pinkster, Penta beteken 50. Dis Penta. Nou as jy 50 vat, die noen in die alfabet, alright? Dit verteenwoordig lewe, saad, 'n vis, 'n koninkryk of 'n koninklike troon. Die 50 se beskrywing, alright? Is dit nie dalk 'n verwysing na die Ruach HaKodesh, Heilige Gees nie? Kyk na die gawes van Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 vers 7, waaraan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en die ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees. En in die ander weer geloof deur dieselfde Gees. En in die ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. En in 'n ander werkinge van kragte, en 'n ander profesie, en 'n ander onderskeiding van die geeste. En in 'n ander allerlei tale en 'n ander uitleg van tale. Maar al die dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel word soos hy wil. Nie soos jou dominee wil of wat jy wil hê nie. Nee, soos hy wil. Vader Jahweh se wil sal hy vir jou hierdie gawes gee. Wat jy nodig het vir jou roeping. Dis jou toolbox. 'n Mechanic het 'n toolbox nodig. 'n Dokter het 'n stetoskoop nodig. As jy uitgaan en gaan mense koninkrykswerk doen, dan jy nodig, jou toolbox nodig. Jy het nodig wat jy gaan doen. Genesing, profesie, wat jy ook al nodig het. Of 'n Vader vanaand. Daai wat jy daai wat jy vir hom wil vra vir hierdie volgende tydperk wat jy geloof dankie sê. Jy het Ruach nodig. Nou die Hebreë naam vir Heilige Gees is Ruach HaKodesh. En Kodesh beteken heilige afgesonderde. En Ruach beteken wind, gees of asem. Dis Vader Jahweh se afgesonderde asem. Dit is die Ruach HaKodesh. Handelinge 2 praat van die tydperk wat gebeur het en by die bovertrek. Die tydperk wat aangebreek het. Soos dit vanaand aangebreek het, het dit daai tyd aangebreek. Nog steeds dieselfde modien, nog steeds dieselfde afspraak. Hoor hierso, Handelinge 2, die Nuwe Testament. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, disippels, die dag van Pinksterfees, nadat Yeshua opgevaar het hemel toe, doen hulle nog steeds die Pinksterfees. Daai dag het nog steeds aangebreek. Die Pinksterfees Shavuot. Was daar almal eendragtig, en hierdie is baie belangrik. Daar was eenheid gewees. 120 mense in 'n bovertrek, eenheid. Ek kan nie droom daarvan. En die vyand het ons al so kom korrup, dat ons nie meer kan eenheid hê. En daarso het dit gebeur, dat
tonge van vuur, ruach uitgestort is. Want daar's eenheid. Hulle het saam gebid vir 10 dae. Kan julle dit beleef as ons net almal kan net stil bly en saam bid vir 10 dae? Wat gaan nie daar uitkom? Maar ja, jy bid verkeerd, jy bid met die verkeerde naam, jou dag is verkeerd, daar's ons klaar. Daar kan ons eers staan bly vir 1 sekonde nie. Dis die probleem, en die vyand weet dit. En dis hoekom hy gaan bly aanhou om verwarring te saai tussen mense. Want mense kom en hulle sê, maar die woord sê, ons mag nie uithaal nie. Ja, dit is die grootste ding. Ons sê vir mense, jy mag nie die Bybel uithaal nie. Dis baie, jy moenie uitskeer nie. Maar wat van die mense wat byvoeg? Dis baie belangrik. Want ons doen net vandag, ons voeg by, omdat ons meer wil weet as 'n ander persoon. En dis ook verkeerd in Vader Jahwe se woord. Vers 2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Dit is presies wat gebeur het op Berg Sinai. In die bofortrek. Net die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, Berg Sinai. Die fynste detail. Wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Hier word gesê, die vuur wat verdeel word. Was dit nie rook wat op Berg Sinai was, die vuur nie? Is die tonge nou die spreek in tale, wat mense so aanjaag vandag? Het hulle almal in tale begin praat? Ja, wel in tale. Maar as jy gaan kyk, as jy kyk wat se woord, want baie mense sê hulle daarso begin net in tonge praat en tale praat, en dit was baie gewees. En vandag sien ons dit baie. Ons sien dit vandag in baie plekke, wat almal ewe skielik net saam tonge praat. Okay? Maar hoor wat sê hierdie woord, die Griekse woord vir daai tong is glossa. En dit beteken 'n tong of 'n taal of dialek gebruik deur spesifieke mense om te onderskei tussen verskillende nasies. Daai tong kan gesien word ook as 'n taal wat gepraat is. Met ander woorde, wat het gebeur? Hulle was van verskillende agtergronde, verskillende tale waarmee hulle groot geword het. Hulle moedertaal. Het hulle dalk nie almal weer begin praat in hulle moedertaal? Ek weet nie. Ons moet versigtig wees om net heeltyd hierdie, want dis wat mense lees hierdie tonge, en vandag is dit een van die grootste bewegings in bedieninge, wat almal net, ek was al een keer by 'n plek gewees, wat dit is net tale. En mense moet baie versigtig wees, want daar woord sê, daar gaan 'n gees van daar gaan 'n gawe wees om dit uit te lê. Ek meen, as jy moet almal se tale uitlê, op daai een oomblik gaan jy 'n heel dag in daai kerk moet sit. Dit is maar net gevaarlik. Right. Soos vanaand. Wat se taal praat ons? Afrikaans. Ek praat Afrikaans. As ek dan nie hou van Engels, as ek Engels praat, gaan jy mos nou makliker verstaan. Jy gaan die woord makliker verstaan. Nou, hulle het tonge gekry, want hulle moes uitgegaan het na die nasies toe daarna. Ek meen, daar's verskillende tale gewees, verskillende mense, van verskillende plekke af, wat verskillende goeders gepraat het, so hulle het daai gawe gekry om tonge te praat. So kom ons lees verder, vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So, ek kan preek, vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. Presiese vervulling op Berg Sinai. Presies, op die uur. Vader is so presies. Net so vervul Joshua dit op die uur met Paasfees, en word ons verlos van die sonde deur die bloed van Joshua. Right, so, ek wil nog vir jou 'n vraag vra is, hulle het Ruach HaKodesh ontvang in die bofortrek. Want daarna het hulle gegaan van huis tot huis, en hulle het die evangelie
gaan verkondig. Hulle het gegaan na die heidene toe. Die visie van Handelinge 10 wat Petrus kry van die doek wat afsak, wat die 4 hoeke is, wat beteken na die 4 hoeke van die wêreld, waar Vader sê slag en eet, nie om vark te eet nie, maar om te gaan na al die honde toe, na die Gentiles toe, die mense wat hulle mag daai tyd nie eers in 'n huis ingegaan nie. Hulle daardeur gee Vader vir hulle visie en sê gaan. En daarso het hulle gegaan, hulle het mense gedoop. Kornelius wag vir hierdie belofte van hulle gaan weer terugkom. Hy wag daarvoor en Yeshua kom sterwe en daar kom die redding om terug te kom. Hierdie wat Vader ek dink hy het geweet, ek vertrou hy het geweet van Jeremia 31 van die nuwe verbond wat gaan kom. Die Esegiel 37 van die 2 huis, die huis van Jode, die huis van Israel, wat weer een gaan word. Hy het gewag daarvoor en hy het obviously het hy gelees dat Vader gesê het, ek het julle gesif onder almal, onder die heidene. En hy wag, hierso kom die redding Yeshua. En hulle word gedoop. Daai dag in Kornelius se huis het dieselfde gebeur, wat wonderwerk gebeur in sy huis. Want Vader gee vir hom 'n visie om te gaan. Maar wat is Ruach? Wie is Ruach HaKodesh vir jou? Sien jy hom net as 'n gawe skenker? Of is hy iemand meer vir jou? Want as ons dink aan Ruach, dink ons net aan die gawes. Iemand wat net vir jou gawes gee. Handeling 1 vers 4 sê, hy is julle krag wat julle sal ontvang. Dis meer as 'n gawe. Johannes 16 vers 7, die trooster wat julle sal ontvang, wat Yeshua sal stuur. Yeshua sê, ek sal vir julle 'n trooster stuur. Hy self het 'n trooster gestuur. Johannes 14 vers 26, hy is die een wat julle alles sal leer en herinner. Romeine 8 vers 26, hy sal vir ons intree as ons hulp kort in ons swakhede. Is dit nie mooi nie? Dis Ruach HaKodesh. Intree vir ons as ons hulp kort in ons swakhede. En dan Galasiërs 5 vers 22 die vrugte. So wanneer ontvang ons die Ruach HaKodesh? As geleer wanneer ons doop. Handeling 1 vers 5 sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Johannes het voorgegaan, hy het met water gedoop, en hier word gesê, julle sal met die Ruach gedoop word. So as mens hierdie stuk verstaan mens dat die waterdoop verby is, en die mens net met die Gees gedoop word. Dis wat baie mense dink vandag. Dat die mense doop nie eens meer nie. Jy hoef net met die Gees gedoop te word. Die vuur van die Gees. Maar hoor gou hierso. Want hulle lees op uit konteks, hulle sê die water was eers, en dan kom die Gees. Julle gaan net met die Gees doop. Daar word nie gesê van julle gaan met water en Gees doop nie. Right? Dis korrek wat die woord sê. Maar hy kort al twee om in die koninkryk in te gaan. Nie net die doop met die Gees nie. Is dit nie kom Johannes sê in Johannes 3 vers 3 tot 5 en ek laasweek gepraat van? Yeshua antwoord en sê vir hom, verwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek het vanoggend af gepraat. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Yeshua antwoord, verwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees, kan hy nie die koninkryk van God ingaan. Dis nie net water nie, dis nie net Gees nie, dis water en Gees. Moet jy weergebore word, dan sal jy die koninkryk gaan. Jy het die Ruach nodig, maar jy het die water ook nodig, die doop. Deur die water, die baptismo, die submerge. Dan sê hy so, want uit die vlees gebore is vlees en uit die Gees gebore is Gees. Al twee moet weer gebore word. Hoor hoe mooi is dit? Jy weet, jou Gees moet ook weer gebore word. Wie is ons? Ons is liggaam, siel en gees. Voordat jy gebore is, sê Vader, hy het jou geken, hy het jou Gees geken.
Jou liggaam word nie, jy word 'n babatjie gebore. Hier's jou liggaampie wat loop, hier's jou geesie wat loop. Ons almal kom kor die glorie van Jahwe. Hier Sondag die gees, hier Sondag die liggaam. Hier gaan jy. Jy behou jou lewe, jy leer nog, jy's 'n kind. En dan op 'n stadium kom jy en jy sê, ja, ek kan nou nie meer nie. En dan word jou liggaam weer gebore, maar ook jou gees. Dan word jy gevul met die gawes, wanneer jy nou groot mens is. Dis hoekom 'n babatjie kan nie weer gebore word deur water en gees nie. Jammer. Babatjie het nou net gebore, hoe kan hy weer gebore word? Die ou moet doodgaan, die ou gees, die ou liggaam, wat sonde is, en 'n nuwe een moet opstaan. 'n Nuwe gees in jou. Anders kan jy nie die koninkryk ingaan. Daar's net 'n nuwe gees en 'n nuwe liggaam wat weergebore is deur water en gees wat die koninkryk kan ingaan. Dis wat die woord sê, nie ek nie. En die doodgaan, as die ou mens kan net tot lewe kom deur die bloed van Yeshua. Dis hoe die vleesie en die gees tot nie weer opstaan. Deur bloed ook. Dis hoe geboorte gebeur. As 'n vrou geboorte skenk, is daar bloed en water. Hy loop saam. Dis kom Handelinge 2 vers 38 sê, bekeer en word gedoop, die doop, baptismo deur die water. Ruach HaKodesh, wat jy dan weer gebore word mee, sal jou herinner. Hy sal jou krag wees, hy sal vir jou intree. Is dit nie wat Jeremia geprofeteer het oor Yeshua en Ruach nie? Ag, ekskuus nie, Jeremia nie, Esegiel 36 vers 25, hoor hoe gaan die water en alles saam. Esegiel 36 vers 25. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Hier is weer op Psalm 51, hy was met die hyssop en die water. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Hier sê, doodgaan. En ek sal die hart van klip, daai harde hart, uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Hy gaan julle maak. So as mens Jeremia 31 vers 33 dan daarna lees. Okay? Maar, hoor hierso, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in julle binneste en skryf dit op julle hart. Hy verwys na Esegiel 36, die gees wat in jou hart is. En ek sal vir julle 'n God wees en hulle sal my 'n volk wees. Yeshua is die nuwe verbond. En saam met, as ek in terme van vandag, die Nuwe Testament, kom die wet wat op jou hart geskrywe is, en dit is die gees wat in jou is. Gaan so. Maar mense gaan net oor die nuwe verbond, die Nuwe Testament, Hulle vergeet van die gees wat jou gaan maak, sy wet, sy insettinge en sy verordeninge gaan doen. Die nuwe gees, nuwe mens, wat die koninkryk gaan ingaan. Dis hoekom Openbaring 22 vanoggend waarvan ek gepraat het, sê net die wat die gebooie onderhou, wat sal reg hê tot die stad. Maklik soos dit. Die begin en die einde. Die alef en die taf is Yeshua. Die Ruach HaKodesh van Vader Yahweh wat in jou hart is nou in jou tempel. Want ons is die tempel, 1 Korintiërs 6 vers 19, van die Ruach HaKodesh, wat hier binnekant ons bly. Hy is mos nou hier in ons hart. Die wet word nou geskrywe op ons hart, deur hom. Hoe weet 'n kind wat as hy sondig? Dis die Ruach wat hom sê. So dan kom die vrugte van die gees uit. En oorheers die vrugte van die vlees. Die dag as jy weer gebore word, 'n nuwe mens, 'n nuwe gees,
dan gaan die Gees die oorheers. Hoe gaan jy kan oorheers? Hoe gaan jy die vrugte van die vlees kan oorheers? Daar kom ons weer terug na van onderwerp jou, wees gehoorsaam, weerstaan die duiwel en hy sal vlug, nader en ek sal tot jou nader. Dis al hoe jy die vrugte van die vlees, deur Yeshua, deur Ruach HaKodesh, wat in jou hart is, sy bloed wat vir jou vergifnis gee, wat jou skoon was, dis hoe jy die vrugte van die vlees kan oorwin. Sodat jy dan die boom kan wees wat die vrugte van die Gees. En hoekom? Keer die vyand dan dat mens moet weergebore word. Want dan sukkel jy. 1 Petrus 1 vers 11. En hulle het nagespeur op watter die of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het. Toe hy, hoor vir hierso, Yeshua se Gees wat in hulle was. Wat gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat in die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begerig is om te sien. Yeshua is in ons deur die Gees, deur die Ruach. Elohim. So, ek wil graag naand Vader se vra om julle te seën met Jesaja vers 2. Die name van Ruach HaKodesh. Kan ek dit vir ons lees? En mag Vader julle seën hom, ja? Vra vir Abba vir dit. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En op hom, dis Yeshua, sal die Gees van die Here rus. Die Gees van wysheid en verstand. Die Gees van raad en sterkte. Die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Dit is Yeshua wat nou in ons is deur die Gees. Mag Abba jou hierdie name van Ruach HaKodesh gee en jou seën daarmee. Ons word geroep om die sout en die lig te wees. Dis ook om my vrou so awesome hierdie ligkersie en die sout in die botteltjies sit. Mag Ruach ons olie gee. Mag ons gaan olie koop soos die verstandige maagde. Om ons lig te skyn, menorahs te wees vir die wêreld daar buitekant. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi te word en deur mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. As 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staande. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Dan gaan hy aan daarna, wat hy dan sê is, dat jy mag nie 'n iota of 'n theta uit die woord uithaal nie, en jy sal die laaste genoem word. Lees gerus daai hele stuk. Maar voordat jy wil uithaal uit die woord uit, of wil byvoeg, wees die sout en die lig. Koop olie, vra vir Ruach om vanaand vir jou olie te gee. Wees 'n verstandige maagd. Albei was maagde gewees, daar was onverstandig en verstandig. En net die verstandiges het ingegaan vir die bruilofs, die woord sê, hulle het gaan aansit. Hulle het gaan aansit vir die bruilofsmaal, waar die bruid, Yeshua, en die bruid, ons man, en die bruid om mekaar gaan kom, en die vrou gaan wees. So, mag Ruach HaKodesh julle lei,
Mag hy julle wys, mag hy ons hierdie krag gee, hierdie sterkte gee, die raad gee, die vrees van die Here gee. In ons is. Prys Abba daarvoor. Hy is ons krag. Ja. Amen. Kom ons sluit af. Ons almagtige Vader, dankie Abba vir vanaand. Vader, ek eer U, Abba, dat U ons nooit gelos het nie, Abba. Vader, U het altyd 'n weg gemaak. Vader, Yeshua is die weg. Hy is die waarheid en hy is die lewe en niemand kom by U uit behalwe deur hom nie. Dankie Yeshua dat U gesterf het. Dankie dat U die prys betaal het, dat U daai verlore skape weer gaan terughaal het. U het gesê, skape, kom. Ek is die deur, stap deur my en jy sal deel wees van hierdie stad. Maak 'n keuse, Boeta en Sissa. Abba roep jou, hy staan daar so vir jou en hy wag vir jou, dat jy hom kom dien. Maak nie daai keuse. Hou op om eiesinnig te wees, hou op om te rebelleer. Mag die Ruach jou wys vanaand. Vader, dankie dat U Gees in ons hart geplaas het. Dankie dat U op hierdie stadium in my lewe en Boetas en Sissas se lewens hierdie kliphart kom uithaal het. Vader, vergewe ons vir die kere wat ons onkundig was en ons het nie moeite gedoen om in te gaan in die woord en om te begin lees en te bestudeer om hierdie liefdesverhouding van U te sien. Hierdie plan wat U het vir die bruid. Abba, U, nadat Yeshua opgevaar het, Abba, het U ons nog steeds nie gelos nie. U het die Ruach gestuur. Die Ruach wat in ons hart nou is. En net vir ons hierdie gawes, hierdie geskenke gegee om nie alleenig te wees nie, maar U het ons hierdie krag kom gee. Hierdie krag kom gee om wel te doen hoekom ons oorspronklik aarde toe gekom het. Hoekom ons oorspronklik geskape is om ons roepings uit te lewe, om disippels te maak. Vader, ek bid vanaand, Vader, vir heel eerste Abba, dat U ons sal vergewe as ons vir die tye wat ons vrees. Wat ons ongeloof het, Abba. Ons wil hier vir U dankie kom sê dat ons vanaand hierdie brode voor U kan kom waai vanaand. Dat ons kan sê dankbaar vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die voorsiening wat U vir ons gee en dankie vir die voorsiening wat U vir ons gaan gee. Dankie Vader Jahweh vir die skure wat gaan vol wees hierdie jaar wat voor lê. Maak nie saak hoe die wêreld hier buitekant vrees nie, Abba, Vader, want ons is in U, ons abide in U, Yeshua. Dankie Vader, by U is daar voorsiening. U is ons Yahweh Yareh, U is ons Yahweh Rapha. En ons vertrou op U, Abba, en ons kom sê vir U, klaar dankie vir hierdie wonderwerke, vir hierdie sluise wat gaan oopgesluit word vir ons, Abba. Maar Vader, ons kom sê ook dankie vir die geestelike, Vader, vir gawes wat U vir ons gaan gee. Abba, ek bid vir geskenke vanaand, van die Ruach HaKodesh, vir elke Boeta en Sissa wat hier so is. Vader, Jahweh, dat U hulle sal seën vanaand, Vader, met 'n gawe, Abba, wat hulle in hulle hart nodig het, Vader, nie vir hulle self nie, maar vir U koninkryk, dat die lig nie vir hulle self sal skyn nie, Vader. Dis hoekom U daai tyd in die tabernakel gesê het, maar draai die koppies, draai die liggies na die Holy of Holies toe waar U was. So die lig nie vir hulle self sal skyn nie, maar die lig vir U sal skyn. Mag ons lig vir U skyn, Vader Jahweh. Mag ons hierdie disippels gemaak, Vader, en nie onsself opbeer daardeur nie. Onsself op 'n pedestal sit en sê, ons weet nou, en ons is beter nou. Maar Vader, mag ons hierdie humble, hierdie nederige hart hê, wat hierdie soeke het vir meer, hierdie soeke vir skatte, hierdie soeke vir brood. Yeshua, U is die brood. En ons wil vanaand dankie sê vir die brood wat U is. Ons wil vanaand dit waai, ons wil sê dankie vir die brood, U is ons brood. Dankie Vader Jahweh vir die dag wat gaan kom, wat ons hierdie toonbrood gaan eet, hierdie lechem panim, wat ons face to face hierdie brood saam met U weer gaan eet. Ons kan nie wag af vir jou. Ons sien so uit daarna om hierdie beker weer te drink saam met Yeshua. Dankie daarvoor. Vader, ons eer U, Abba. Ons glo nie, Vader Jahweh, ons glo nie Yeshua, ons glo nie Ruach HaKodesh. En dankie Vader vir hierdie huis. Dankie vir hierdie huis, Abba. Dankie dat ons hierdie eenheid hier binnekant kan hê. Dankie, ons eer U daarvoor. Moet ons ontvang nou hierdie seën wat Vader Jahweh vir jou het.
Hy het jou so lief dat hy jou wil seën. En Yeshua het dit kom maak, hy het 'n weg kom maak vir jou. Hy het betaal dat jy dit kan kry. Dat jy kan erfgenaam wees aan die beloftes wat gegee is vir Abraham, Isak en Jakob. Ontvang dit nou. Yahweh Adonai Vishmarecha. Ja Adonai Panavlecha Viguneka. Yesa Adonai Panavlecha Viasimlecha Shalom. Vader Jahweh sê, hy sal jou seën. Hy sal jou bewaar, sê hy. Glo dit net. Vader Jahweh sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn, soos Moses, toe hy geskyn het, toe hy van berg Sinaï afgekom het, toe hy covenant ontvang het. Mag jy 'n lamphuis, 'n ligtoring, gevul met olie wees, vir 'n wêreld daar buitekant. En mag Vader jou tong roer, soos hy Jeremia se tong geroer het, en jou beskerm, soos hy Jeremia beskerm het, om uit te gaan na die nasies toe, en disippels te maak, en hulle te doop, in die naam van Vader Jahweh, in die naam van Yeshua, en in die naam van Ruach HaKodesh, sodat hulle weergebore kan word, en eendag ook die koninkryk kan beerwe. Boetan sê, Vader Jahweh wil jou seën vanaand, met shalom. Ontvang nou hierdie shalom vrede wat Vader Jahweh jou mee seën. Dankie, Abba, ons ontvang dit nou deur die werking van die Ruach HaKodesh, en deur die naam, die seun van Jahweh, sy naam is Yeshua Messiah se naam, ontvang ons dit nou. Amen, amen. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal, en stuur dit vir jou vriende.